Julle volk klap julle hande, juig tot oor van God. Geef julle stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Kom kyk hier die nasies, jy die skuld sy stave. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Die hemel koning skenk ons sy genade. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien. Soos 'n pa sal vir sy kinders, gee meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die maak ons oë oop, as ons die nag in kyk, wys ons die hoop van duisternis laat wyk. Gee ons woorde hier, waarmee ons wyd kan loop, week ons met waarheid, breek ons bekers oop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van skyn die ons. Hier ontmoet ons hier, doen in ons lofgesang. U is die rykdom waarna ons verlang. As die
schyn deur ons. Die son kom op, dis 'n nuwe dag breek. Die tyd is hier om weer te sing, wat my mag tref en wat ook al voorlê. Mag ek steeds sing wanneer die skemer kom. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. U liefde is groot en geduld onmeetbaar. U naam is groot en die hart is goed. Vir al die goedheid sal ons aanhou lof sing. 10.000 redes vir my hart se lied. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. En op die dag my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal my lied dan vir U wees oneindig. 10.000 jaar en vir ewig weer. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. That's the truth, sy lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, dit sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Die doop is die seën van die Heilige Gees, my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Behoort aan die Here, net sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Goed, baie welkom aan elkeen van julle vandag ook hier in die erediens. Baie welkom aan ons besoekers wat ook saam met ons vandag hier is. En mag julle iets van God se liefde, sy grootheid, sy genade ook beleef saam met ons hier in die erediens. Ons het die wonderlike voorreg om vir klein Wian Menisies, Wian Menisies te doop. En daar kan ek ook net so aan die begin sê dat Neil het vir my gesê dat dit is nou sy eerste wit kind wat hy bring om gedoop te word. So dit is vir ons 'n wonderlike voorreg, maar dis sommer net so tongenetjies. Julle moenie alles ernstig opvat wat ek sê nie, maar ek herhaal maar net sy woorde.
Goed, maar baie welkom aan elkeen van julle hier. Mag julle regtig weet dat op grond van God se belofte is hy ook hier by ons. Hy is die een wat hier teenwoordig is en God kom ontmoet sy mense, sy volk op 'n besonderse manier in die erediens en mag julle ook sy genade en sy grootheid ook beleef vandag. Ons sing Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, die koning het gekom, hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, sy lewe kom gee. Hy is hier vir ons, die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus, hy is die koning van my lewe. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus, hy is die koning van my hart. Halleluja, want God is op die troon. Sing halleluja, die dood het verloor by die kruis van Jesus. Sing halleluja, die lig het gekom. Sing halleluja, daar's lewe deur hom, hy het gekom vir jou en my, die koning is hier. Die koning is hier. Here, ons buig voor u. Wie is soos u? Niemand nie. Al kwyn die vrye boom, al dra die wingerd geen vrug, al is daar geen kleinvee of bees nie, nogtans jubel ons in u. Nogtans is ons bly in die God van ons redding. U is ons krag. U laat ons stap op die hoogtes. U hou ons veilig. Amen. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die bloed deel aan die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart, hy gee al wat roep, die liewe kracht.
die engele saam, dat alles in die groot deel aan die Here loop. Ek wil die Here loop met my hele hart. Hy gee al wat rus, weer nuwe krag. Ek wil nou vra vir die doopouers om na vore te kom. Neil en Wilma, God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond, of 'n belofte. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament, in hierdie verbond ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en wat vir ons sorg. Dat hy Jesus Christus ons verlosser is. Dat hy die Heilige Gees is wat in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei in sy waarheid. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit. Die betekenis van die doop. Die doop kan baie maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van mense doen of onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Dalk kan ek dit net weer vir julle lees. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Verbondskinders moet gedoop word. Kinders van gelowige ouers moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouer of ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Waartoe verplig die doop julle as ouers? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders, soos wat hulle groot word, te vertel van God se liefde vir hulle. 'n Voorbeeld vir hulle te wees en hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes. Ek wil nou vra dat klein Wian ingebring word. Neil en Wilma, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste,
Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. God wil dit so hê. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. Ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Neil, wat is jou antwoord? Wilma, wat is jou antwoord? Jy kan vir Wian so vir my gee. Wian Menisies, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Al God se beloftes geld ook vir jou. Terwyl ons so staan, wil ek graag net vir ons 'n gebed doen. Hemelse Vader, baie dankie vir klein Wian wat ek hier in my arms kan hou. En my gebed is, Here, dat hy ook altyd in u arms sal wees. Dat u sy naam in die handpalm gegraveer, dat hy u werklik sal ken. Help vir Wilma en vir Neil en sy grootouers om hom ook so groot te maak, dat hy u werklik kan ken. En dat hy ook sal kan sê, met my hele hart glo ek in u. Ons dankie vir u genade. Ons dankie vir dit wat u aan die kruis gedoen het, vir ons genoeg is. Dat u ons red deur u kruis. En dat u kruis, die belofte, u verbond, geld vir ons en ons kinders. Ons dankie vir u genade. Amen. Julle kan hierdie kruisie vat om julle ook te herinner aan die belofte wat God gemaak het aan julle. Here, sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede
wil nou vra vir Dion en vir Nolien om na vore te kom, om hulle ook geluk te wens. Mag julle die seën ervaar van die Here en mag julle weet dat die Here ook vir julle en vir julle kinders genadig sal wees. Baie geluk, Neil. Baie geluk, Wilma. Baie geluk ook aan die grootouers, die ooms, die tannies. Dit is 'n wonderlike geleentheid om te weet dat God se genade so groot en so goed is in ons lewe. Ek wil nou vra dat die kinders ook na vore kom, al die kinders. Al die kinders, groot en klein, julle kan sommer graad 2, graad 3, graad 4 wees, kom hier na vore. Al die kinders, ons is nog besig met die 10 gebooie. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Die 10 gebooie. Al die kinders, ek dink ons moet, as julle sien, hierso is lekker groot sweets. Wie is dit wat daar onder die bank induik? Nee, kom, Anja, jy kan ook hier, ken jy al die 10 gebooie? Anja, laat ek nou by jou hoor. Laat ek hoor of papa en mamma vir jou al leer. Wat is dit? Is dit prentjies vir my? Ek word bederf, baie dankie. Dit is so lekker om bederf te word. Sien julle? Julle kan my maar bederf. Ek sal dit alles teen my yskas opplak. Baie dankie vir my geskenkies. Ek gaan dit net eers hierso bære. Goed, dis al die kinders wat wil lekker sê hierso. Is almal hier. Frikkie, ek sien wil jy ook kom? Is jou kind klaar hier? Alright. Goed, Tannie Drietjie gaan nou met julle praat oor die 10 gebooie. Gaan ons eers begin by wat was die eerste een? Daar's net een God. Daar's net een God en ons wys hom so, nê? Die tweede een. Ons mag nie vir 'n ander God aanbid nie. Ons mag nie voor 'n ander God buig nie en ons wys 2 so en dan buig hy, nê? Die derde een, ons mag nie vir die Jesus se naam heerlikheid reik. Ons mag nie sy naam oplig en dit tot niks laat kom nie. Baie mooi. En die derde een wys ons so. Hoe wys ons die vierde een? Ons moet stop en rus. Ons moet stop en rus. Hier's 'n man wat leer. Hy leer, wonderlik. Okay, en dan is ons by ons nuwe een. Ons 5de gebod is eer jou vader en jou moeder. En weet julle waar maak ons so? Wat hulle so staan en so maak? Dis kaptein. Is kaptein. En jou pa is die kaptein van die huis, nê? So ons wys vir hom, eer jou vader en jou moeder. Die 5de gebod is, eer vader en moeder. So as ons klein is, beteken dit, ons moet vir mamma en papa luister, nê? Al is dit nie lekker wat hulle sê nie. Dominee, ek dink hulle mag sweets kry. Dit klink vir my, onthou julle nou die 5de gebod. Ek het nie gesien dat almal van julle so maak nie. Gou-gou. Nee? Das. Staan op aandag, nee, julle ken daai. Nee, julle moet bietjie laat julle oupas en julle oumas vir julle leer hoe om op aandag te staan. En julle moet eers bly voordat julle sweets kry. Dankie Judith. Voordat julle sweets kry, gaan ons 'n liedjie sing. En julle moet nou hierdie liedjie behoorlik sing sodat julle kan sweets kry.
behoorlik sing. Dit is 'n bekende liedjie. Is julle reg? As julle reg fokus vir my kindjie. Daarso, julle moet draai daarso na die gemeente toe. Kyk na die gemeente toe en dan sing julle hierdie liedjie wat julle goed ken. Is julle reg? OK, 1, 2, 3. Die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. Die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. Dit is my koppie, dit is my lyfie, dit is my voete, doen dit lyfie, doen dit. Dit is my koppie, dit is my lyfie, dit is my voete, doen dit lyfie, doen dit. Doen dit lyfie, doen dit, doen dit lyfie, doen dit. Doen dit lyfie, doen dit, doen dit lyfie, doen dit. Sal dans, ek sal dans, ek sal dans. Dans voor my God, ek sal dans, ek sal dans, ek sal dans. Dans voor my God, die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. Die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. Julle kan nou nie vandag sweeties kry nie, want ek dink nie julle het hierdie liedjie met julle hele harte gesing nie. Het julle? Wat sê die liedjie? Die Here het my mooi gemaak. OK, julle kan so, die van julle wat kinderkerk toe gaan, julle kan hierso, ek gaan vir julle so uitdeel. Laat ons sien. Daarso is vir jou, Rowan. Daarso is vir jou. Clarike, daarso is vir jou. Daarso is vir jou. Daarso is vir jou. Hoe kom jy hier uit? Jy moet maar hier uitwikkel. Vat vir julle. Wag. Nee, dit is nou weer die fout wat ek laas gemaak het. Kom ek gee vir julle. Daar is hy. Hoe groter julle hande is, hoe meer sweets kry julle, lyk dit vir my. Franco? Daar laat val jy. Daar is hy. Julle moet vir oom Eben dankie sê vir al hierdie sweets ook, nee? Het jy net een gehad? Daar is hy. Julle moet nie tel nie, ek probeer so, daar so is vir jou, en vir jou. Daai handjies is nog bietjie klein, kom ons kyk hoeveel kan ons daar in kry. Daar, hou al twee hande, daar is hy. Hou al twee hande, daar het jy hom. Wie kort nog? Jana, hou al twee jou handjies. Dan gaan jy meer kry. Daar is hy. Hierso, vat hom lekker vas. Daar so is vir julle almal, kom ek gee vir jou nog bietjie. Daar is hy. Dankie julle, dankie dat julle hier was. Vir die van julle wat dalk besoekers is, vir ons in ons gemeente is dit baie belangrik dat die kinders tuis voel in die gemeente, dat hulle ook weet dit is hulle gemeente en dat hulle regtig voel en weet dat hulle ook hier 'n veilige plek het om die Here te kan dien. En dit is my interessant dat nou wat ons besig is so met die 10 gebooie, dan kry ek gereeld kinders wat vir my stop en dan vra hulle vir my, Dominee, kan jy onthou wat is die eerste 4 gebooie? Dan sê ek vir hulle nee. Anja, ek sê nee, ek weet nie. So jy moet my maar volgende keer help.
dan sê hulle vir my wat die 10 gebooie is, of wat die eerste 4 gebooie is. Ons sal nou sien of hulle die 5de gebod ook onthou. Maar dis wonderlik, en ek het dit verlede Sondag ook gesê, maar ek weet, hierso is dalk nou besoekers ook in die kerk, so ek wil dit graag weer sê. Die Here Jesus het gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en as ons nie word soos een van hierdie kindertjies nie, dan sal ons nie die koninkryk van die hemel beerwe nie. En daardeur het hy nie gesê dat ons moet onskuldig wees soos kindertjies nie, want kindertjies is nie altyd onskuldig nie. Ek weet nie of dit net my ondervinding is nie, maar dalk is dit julle ondervinding ook. Maar dit gaan hier dat ons afhanklik moet wees soos kinders van die Here. Ons moet ons afhanklikheid bely voor die Here. En wanneer ons so kyk na die kindertjies, wanneer jy met kindertjies praat, dan kom jy agter dat hulle bely en hulle leef regtig afhanklik van die Here. En ek dink baie keer vir ons as groot mense vergeet ons dat ons afhanklik is van die Here, want ons is so besig met al die dinge. Ons sal vir mekaar sê, ek is net te besig om by die kerk uit te kom. Ek is net te besig om my Bybel te lees. Ek is net te besig om te bid. Ek is net te besig om saam met medegelowiges te praat oor die Here. My lewe is net te besig. En dan verloor ons daardie afhanklikheid wat die kinders bely. Daardie afhanklikheid van God. En as ons nie afhanklik is van God nie, as ons nie besef dat my boerdery, my werk, my skoolloopbaan, my universiteitsloopbaan, niks van dit sal moontlik wees as ek nie afhanklik van God is nie. Want sonder God is ons niks. En dit gaan ons ook sien in die skrifgedeelte wat ons vandag saam gaan lees. Die baie bekende gedeelte, Habakuk 3, vers 17 tot 19 is ons skriflesing. Voordat ons die gedeelte saam lees, wil ek hê ons moet net so na 'n paar vragies kyk wat ek vir ons opgestel het. Nou, in vandag se wêreld vol onsekerheid, dink aan die ekonomie wat wankel, kragkrisisse, werksverliese, gesondheidsangs en dan die skerp styging in misdaad. Al hierdie dinge laat ons wonder, maar hoe kan ons jubel? Ons almal weet van wat het die laaste tyd in ons omgewing gebeur. Ons weet van al die slegte dinge wat gebeur het, en in die week het ek 'n boodskap gekry wat gesê het die Heilbron area, met ander woorde ons area, loop tans deur onder geweldige veediefstal en ernstige misdade. Die insidente toon dat die misdade toeneem in die aanloop van die feesseisoen. So ons lewe in 'n tyd wat dit nogal partykeer met ons rof gaan. Ons lewe in 'n tyd wat ons wonder, hoekom gebeur al hierdie dinge met my? Hoekom gebeur al die negatiewe dinge, al die slegte dinge in hierdie wêreld? En ek het so 'n paar vragies saamgestel, en ek wil hê ons moet net op die bord kyk na daardie vragies. Die eerste vraag is, al styg die petrolprys tot R40 per liter, en jy sukkel om werk toe te kom, sal jy nogtans in die Here kan jubel? Die tweede vraag, as Eskom se kragonderbrekings daagliks ure lank duur en jou huis in duisternis gedompel word, en ek kan dalk byvoeg en jy nie sonkrag het nie, sal jy nogtans in die Here kan jubel? Die volgende vraag, as die volgende ronde afleggings by jou werk jou tref met 'n gesin om te onderhou, sal jy nogtans in die Here kan jubel? Al verlaat jou huweliksmaat jou vir iemand anders en jou wêreld val uitmekaar, sal jy nogtans in die Here kan jubel? Al gaan jou besigheid of plaas bankrot deur stygende koste en mislukte oeste,
sal jy nogtans in die Here kan jubel. As die dokter by jou bed staan en sê, dis kanker, dis ongeneeslik, jy het net 'n paar maande oor, sal jy nogtans in die Here kan jubel. Al steel boelies jou kosgeld by die skool en die juffrou dink dit is jy wat jok, sal jy nogtans in die Here kan jubel. Al word jou gesin getref deur misdaad, beroof, vermoor, sal jy nogtans in die Here kan jubel. Sal jy kan juig in God jou redder, sal jy dit kan doen. Kom ons lees wat Habakuk hiervan sê. Habakuk 3 vers 17 tot 19. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Habakuk sê, hy sal kan jubel en juig, al gebeur wat ook al met hom, sal hy kan jubel en juig. En 'n mens wil eintlik vir Habakuk vra, maar Habakuk, weet jy wat jy sê? Verstaan jy die implikasies van jou woorde? Weet jy wat dit beteken? Sal jy regtig kan jubel en juig, al gebeur wat ook al met jou in jou lewe? Sal jy werklik kan jubel en juig? En as Habakuk werklik kan jubel en juig oor dit wat met hom gebeur in sy lewe, weet Habakuk dalk dan iets wat ek en jy nie weet nie? Hoekom is sy geloof so rotsvas? Want ek het al agtergekom in hierdie lewe dat wanneer slegte dinge met mense gebeur, dan wankel hulle geloof. Maar Habakuk se geloof is rotsvas. Hy's rotsvas gegrond op sy geloof. Al gebeur wat ook al, sê Habakuk, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. En 'n mens kan dalk vir jouself die vraag vra, maar dalk is Habakuk net so 'n bietjie idealisties. Dalk is hy blind oor dit wat in die wêreld aan die gang is. Dalk weet Habakuk nie hoe my wêreld lyk nie. Is Habakuk dalk blind? Of is hy idealisties? En as hy nie blind is nie, as hy nie idealisties is nie, hoe kry hy dit reg om te sê, maar nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans sal ek juig in God my redder. Maar meer nog, die vraag wat ons dalk vir onsself vandag moet vra is sal ek dit kan sê? As ek na my lewe kyk, as ek kyk na al die dinge wat in my lewe gebeur, sal ek kan sê, nogtans sal ek juig en sal ek jubel in die Here my God. Julle het hierdie vraag gesien. En dit is dinge wat met mense gebeur. Dit is dinge wat met van ons al gebeur het. Sal ek nogtans kan sê, ek juig en ek jubel in die Here my God. Nou ons moet verstaan dat Habakuk het 'n moeilike pad geloop. Habakuk se pad was nie altyd maklik nie. Habakuk het 'n swaar pad geloop. Hy het harde lesse by die Here geleer, nie sagte lesse nie, harde lesse, want Habakuk was so ingestel op al die negatiewe dinge. Hy was ingestel op die geweld, hy was ingestel op die onreg, hy was ingestel op die korrupsie, hy was ingestel op al die slegte dinge waarop ons ook maar baie keer ingestel is. Ons is baie keer ook so gefokus op al die negatiewe dinge. As ons praat oor die land, as ons praat oor ons huwelik, as ons praat oor ons kinders, as ons praat oor wat ook al gebeur in die wêreld, dan is ons baie keer negatief. Ons is negatief oor die kerk, ons is negatief oor my werk, ek is negatief oor die skool, ek is negatief oor wat ook al. En ons is baie keer soos Habakuk wat ons instel op al die negatiewe dinge
in die lewe. Al die negatiewe dinge. Dit is 'n fout wat Habakuk hier maak om te sê, maar alles is verkeerd. Al wat ek raak sien as ek rondom my kyk, is die onreg, is die misdaad, is die negatiewe dinge. Dis al wat ek sien. Dis al wat ek beleef in hierdie wêreld. En Habakuk het geworstel met hierdie vraag. Hy het geworstel met die Here, hy het op sy uitkyktoring geklim, nie soos 'n soldaat met 'n verkyker nie, maar hy het daar op sy uitkyktoring gaan klim en oor die horison gekyk en gesê, ek gaan nie hier beweeg voordat God met my praat nie. Voordat God met my praat nie, maar voor dit wil ek net vir julle wys daar in hoofstuk 1 en 2, in hoofstuk 1 vers 2 en 4, dan staan daar die volgende, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die onreg verkrag. Habakuk kon dit nie verstaan nie. Hy het gedink en hy het gesê, maar dit kan mos nie reg wees nie. Dit is onbillik, dit is unfair dat hierdie lewe so is. Dit is nie regverdig nie. Hoe kan God dit toelaat? En toe vra hy die vraag wat baie van ons as gelowiges vra. Baie van ons as gelowiges vra hierdie vraag, dalk net in ons gedagtes, dalk openlik, of dalk weet jy van ander mense wat hierdie vraag vra, maar waar is God? Dit is die vraag wat deur die eeue heen gevra word, waar is God? As God 'n God van liefde is, en jy kan hierdie sin self voltooi, as God 'n God van liefde is, hoekom gebeur hierdie dinge? Hoe kan 'n God van liefde hierdie dinge laat gebeur? As God 'n God van regverdigheid is, hoe kan hierdie lewe so onregverdig wees? En dit is die vraag wat Habakuk mee geworstel het. Dit is wat hy na die Here toe gebring het en hy vra vir die Here, maar Here, hoe kan dit wees? Hoe kan 'n God van liefde hierdie dinge toelaat? Hoe kan onregverdige mense al die voorspoed beleef? Maar die mense wat u dien, hulle kry swaar. Dit is die vraag wat Habakuk vra. En hy het gesê, as ek daar op my uitkyktoring klim, ek gaan nie beweeg voordat God my nie antwoord nie. En toe antwoord God hom in Habakuk 2 vers 4. En dit is die sleutelwoorde wat alles verander. Habakuk sê, ek is die Here, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. En toe praat Habakuk met God, en God antwoord hom. God sê vir hom, dat die regverdige mense, die mense wat bly by die Here, sal die loon kry vir hulle geloof. En die onregverdige mense, die ongelowige mense, sal hulle verdiende straf kry. Maar hy sê vir Habakuk, Habakuk, onthou, ek is die Here, ek is God, ek is in beheer, ek is God. Maar toe kon Habakuk rustig raak, want hy het God se stem gehoor. Hy is weer opnuut herinner daaraan, dat God die lewende God is. Dat hy die God is wat by ons is, dat hy die God is van sy beloftes. Hy het dit besef. En dan in hoofstuk 3, dan vertel God vir Habakuk sy toorn wat hy gaan uitstort oor die goddelose mense. Die dinge wat met die goddelose mense gaan gebeur, die dinge wat gaan gebeur met mense wat nie die Here dien nie. En dan sidder Habakuk. En dan kom ons eintlik by die hoogtepunt van hierdie gedeelte, die lied in Habakuk 3 vers 17, wat sê, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie,
al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Habakuk besef dat hy moet buig voor die lewende God en hy moet vashou aan die lewende God met alles wat hy het. En dit is die eerste geheim van 'n nogtans geloof. Om vas te hou aan God met alles wat jy het, met alles wat jy is. Dit is die geheim van 'n nogtans geloof. Om nie vas te hou aan die dinge van die wêreld nie. Om nie vas te hou aan die dinge wat die wêreld vir jou sê, jy moet doen en jy moet bereik nie, maar om vas te hou aan God, om jou lewe te gee vir God, om God se wil te vra in jou lewe, dit is die geheim. Dit is die eerste geheim om te sê, maar al gebeur wat ook al met my in my lewe, nogtans sal ek in die Here my God jubel, sal ek juig in God my redder. En Habakuk het iets van die grootheid van God besef. Hy het besef dat God besig is met sy kinders, dat God besig is om sy kinders voor te berei op die ewige lewe. En dat hierdie lewe eintlik maar net 'n kleuterrepetisie is. Want God sê, wie aan my vashou, sal lewe. Wie aan my vashou, sal krag kry. Al is daar uitdagings in die lewe, al gebeur daar onregverdige dinge, al gebeur daar dinge wat ons seermaak, nogtans sal ek aan die Here vashou. Want 'n nogtans geloof sê, ek hou vas aan die Here. Ek hou vas aan die Here. Die ander geheim, die tweede geheim van 'n nogtans geloof, is om jou oë weg te skuif van jouself af, weg te skuif van jou probleme en op God te fokus. Om jou fokus anderster in te stel. Want dit is so, gelowiges. Ek weet dit is nie net met my so nie. Ek weet dit moet met julle ook so wees, want ons almal is mense en baie dikwels stel ek my fokus op al die dinge van die wêreld, al die dinge wat fout is in my lewe, en God sê, maar as jy nogtans geloof wil hê, dan moet jy fokus op my. Dan moet jy fokus op my. En dit is wat Jesus ook vir ons sê daar in die Nuwe Testament. Paulus sê dit vir ons in Kolossense 3, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, op die dinge waar Christus Jesus is. Rig julle gedagtes daar. In Hebreërs 12 sê die Hebreërskrywer vir ons dieselfde, hou julle oë gefestig op Jesus Christus. Hou julle oë gefestig op Jesus Christus. En dit is die grootste geskenk. Neil, Wilma, oupas, oumas, familie, dit is die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is om hulle te wys dat my oë is gefestig op Jesus. My hoop is gefestig op Jesus, want die Here my God gee vir my krag. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En dit is wat ons opgeroep word om te doen. Want dit is hoe ons die ewige lewe beerwe ook deur geloof in Jesus Christus. En dit is die grootste geskenk, die grootste erflating wat jy ooit vir jou kinders kan agterlaat, is nie die hoeveelheid grond of die hoeveelheid besighede of die hoeveelheid wat ook al jy het nie. Die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is om Jesus Christus, die Verlosser, te ken. En in Jesus Christus, deur Jesus Christus se verlossingswerk, word hierdie beloftes ons waarheid. Want ons weet dat die Nuwe Testament sê vir ons, Jesus Christus is die oorwinnaar. So weet jy aan wie jy behoort? Weet jy wie jou Here is? Weet jy wie jou Verlosser is? Sy naam is Jesus. Jesus die Christus, die Messias, die gesalfde.
Of in die taal van Openbaring, die lam wat oorwin het. So jy hou vas aan Christus wat die oorwinnaar is. En daarom geld al die beloftes vir ons in die Bybel. Onthou julle daardie belofte wat God met Abraham gemaak het in Genesis 17, toe hy vir Abraham gesê het, maar Abraham, ek wil vir jou 'n God wees en die God van jou nageslag. En dit is 'n blywende belofte. Dit is 'n blywende verbond. En dan sê Petrus vir ons in Handelinge 2 vers 39 dat hierdie belofte geld vir julle, hierdie verbond geld vir julle en vir julle kinders. Dit wat Christus vir ons gedoen het, die kruis van Golgotha, is al wat ons kan red. Die laaste paar weke het ek baie gepreek oor 1 Korintiërs 1 vers 18 wat sê dat die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. As gevolg van Jesus se verlossing aan die kruis, as gevolg van Jesus se redding aan die kruis, kan ek sê, maar nogtans sal ek jubel en sal ek juig, want ek weet aan wie ek behoort. Ek weet wie my Here is. Ek weet wie my verlosser is. En daarom is die belofte wat in Jesaja 43 vers 1 staan, en ek wil dit graag vir julle wys, want ek het gesien, Wian het hierdie mooi geskenk gekry, van ouma af. En op hierdie rugbybal staan daar, Wian Menisies, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Neil, kom haal die bal. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En dan sê die Here, selfs as ek deur die storms moet gaan, selfs as jy deur riviere moet gaan wat vir jou gevaarlik lyk, selfs al is jy op 'n plek in jou lewe wat vir jou moeilik is, weet dat ek is die Here. Ek is die Here jou God. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En dit is wat die doop vandag vir ons kom sê, dat die doop kom herinner ons aan God se genade. Neil, vir julle as ouers, vir elkeen van ons in die gemeente, kom herinner die doop vir ons, wat Christus Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat sy genade so groot is. En daarom geld hierdie belofte van Jesaja 43 vers 1 vir ons en ons kinders. Ek is die Here jou God. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En ek wil afsluit met 2 woorde, of met twee punte eerder. Die eerste punt wat ons gesê het, wat is die geheim van 'n nogtans geloof? Die geheim is om vas te hou, om met alles wat jy het, om met alles wat jy is, vas te hou aan die Here. Doen jy dit? Doen jy dit? Hou jy met alles wat jy het en alles wat jy is, vas aan die Here? En die tweede is, kyk weg van jouself af en kyk na Jesus. Kyk na Jesus. Hy is jou verlosser. En daarom kan ek sê, maak nie saak wat met my gebeur in hierdie lewe nie. Maak nie saak deur watse moeilike dinge ek in hierdie lewe moet gaan nie. Nogtans sal ek jubel in die Here my God, want die Here my God gee vir my krag. Amen. Ek wil vra dat Nolien net na vore sal kom, terwyl die liefdegawe opgeneem word, gaan sy net met ons praat oor die rooi haartjie projek. Goeiemôre, liewe gemeente. My broek bewe. Na jare wat ons die kersbome gehad het by die verskillende deure, het ons hierdie jaar besluit om iets nuuts te doen. En by die deure is daar hartjies. Ons gaan puzzles bou. By al 3 ingange is daar puzzles. En dan is daar puzzelstukkies. So hierdie puzzelstukkies, ek gaan vir julle lees wat sê hulle. Jy gaan byvoorbeeld sê, ek wil 10 lakseepies skenk
of ek wil 'n bejaarde pakkie skenk, of ek wil 5 pakke suigstokkies skenk, of pakke toffies, of waslappe, of knickknacks. Of ek is ook bereid om 'n donasie te gee. So jy kies dan jou puzzelstukkie, ek het nommer 17 hier, en dit sê ek gaan 'n lekker goed pakkie skenk van R30. So dan skryf ek my naam agterop en jou selfoonnommer en dan sit jy hom op die nommer 17 neer. So dis eintlik dood eenvoudig. Jy kies wat jy wil skenk en dan sit jy dit net op die nommer neer met jou naam. En dan vra ons dat jy jou donasie sal inbetaal of jou donasie sal kom gee by die kerkkantoor. Ek weet nie of julle nou beter verstaan nie. Dankie. Herman, kom staan gou hier voor by my. Herman is een van die jong manne in ons gemeente waaroor ons baie trots is. Hy gaan, as die Here wil, een van die dae gaan hy toer in Engeland. Nou, hy lyk dalk nie so nie, maar hy's 'n baie vinnige vleuel wat lekker vinnig kan hardloop en baie dreë druk. Ek dink ek was een wedstryd wat John ook gespeel het, dit was hier by die VKB Rugby Week, toe het ek gekyk hoe hulle speel en toe praat ek na die tyd met John, toe sê John vir my, hierdie Herman het 'n lekker wedstryd gehad, hy het 5-3 dink ek gedruk op daardie dag en met daardie toernooi is hy toe gekies om te gaan toer Engeland toe. Dit is vir ons wonderlik, Herman, ons is baie trots op jou en ons bid jou die Here se seën toe. Kom ons gee vir Herman sommer 'n lekker hande klap. Staan. En dan wil ek net die bedanking lees wat Herman en Madeleine geskryf het. Maar die bedankings, hoe begin mens om dankie te sê vir almal? Hierdie is nou van Herman en van Madeleine af. Waar begin mens? Ons ken baie van u glad nie, maar u het gehelp, al ken u nie vir Herman nie. Oor 'n maand vlieg hy en hy kan sy droom gaan uitleef te danke aan elkeen van u. Dankie vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het. Dit word opreg waardeer. Veral almal wat agter die skerms gehelp het. Maklik was dit nie vir Herman om tot hier te kom nie. Hy het sy hart uitgespeel met die proewe om Griffins te kry. Dit het nie gebeur nie, so ook nie Oos-Vrystaat nie. Hy was teleurgesteld, maar toe kry hy die geleentheid om vir die Barbarians te speel tydens die VKB Rugby Week in Junie-Julie vakansie. Hy het nie veel speeltyd op die veld gekry nie. Hy het net die laaste wedstryd ten volle gespeel. Negatief en teleurgesteld was hy deur en deur. Hy het huis toe gegaan en kon sien sy hart is stikkend, maar Jesus het ander planne gehad waaraan ons nie gedink of voorberei was nie. Beste linkervleuel van die toernooi en ingesluit vir die Engeland en Wales toer in Desember 2025. Hy het gebars van trots ek het gebars van trots vir hierdie kind van my. En Madeleine, ek kan sê dat ons almal so trots op hierdie jong man. Waar en hoe was sy vraag om te betaal? Sy sis het gehelp met 'n back-a-buddy op Facebook en daarna het die gemeenskap en vriende hande gevat om sy droom te laat waar word. Daarvoor is ons vir ieder en elk innig dankbaar. Ons gaan nie name noem nie, omdat ons nie iemand verkeerdelik wil uitlaat nie. Daarvoor net 'n groot dankie aan elkeen. Hou die skerms dop, oor 'n paar jaar sien julle hom dalk op TV en kan julle dan sê dat julle gehelp het om sy droom waar te maak. 'n Mooi en 'n geseënde week vir elkeen van julle. Liefde, Herman en Madeleine Groenewald. Baie dankie Herman, ons is baie trots op jou en baie sterkte vir die toer wat voorlê en weet dat waar jy ook al gaan, is die Here by jou. En mag jy ook sê, daar op die toer, nogtans en altyd sal ek jubel in die Here my God. Baie dankie Herman, dalk nog so laaste hande klap vir Herman.
Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen duiwe aan die hingerde wees nie. Al sou die leefwoes misluk, en die lande geen ons lewe nie. Al sou daar geen duiwe in die kappe meer wees nie, en die weeskale sonder wees te wees. Dan sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n bok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n bok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou die donker wees hier rondom my, en het voel of die hand verwyder is van my, sal ek op U vertrou. Want die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n bok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Want die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n bok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.